Let's pray. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees. Thank you for this opportunity to be together. Bless us during this time. Let your Holy Spirit take over this meeting. Every heart be founded on your word and the words coming out of my mouth be yours. Here, laat almal gereed kan wees om te ontvang vanoggend, dat dit ons lewens verander en die hoorders van hierdie boodskap se lewens sal verander. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Okay, die lekker ding is, as julle iets gaan sê, gaan ek nie baie hoor nie, want ek sê vir my ore pyn nie meer nie, maar ek het 'n orkestra wat besig om vir my te speel tussen my ore, so ek hoor net 'n gefluitery. Iemand is besig om die fluit hard te speel. So, ek weet nie wat dit is nie, maar ek kan nie eens hoor wat jy sê nie, so net so die lekker ding is ek kan... Ja, ken al. So at the end of the day, I can preach and I don't hear anything anybody says, so wie ook al complain, ek gaan jou nie hoor nie. Weet jy, ek sit die laaste tyd en ek's besig met die Here en ek is besig om met die goed te kyk op die TV, dan skud ek net my kop en ek tog, besef julle hoe stupid klink julle? Do you realize how dumb you sound, but you keep on talking? People are so entitled that they don't even realize how stupid they sound and the stupid actions they do and how they react and how they live. They've gone so far away from God. And what I want to speak this morning about is about the topic God's way, God's manier. Because too many people are calling themselves Christians. And I realized something, when I did stuff wrong, I do not have the right. Look, if somebody breaks into my house, he's lost the right to live. Because he's threatening my life, he's threatening my family, and then I'm going to be the man God called me, and if you're lucky, you're going to get away. Because if you come in here with a knife or a gun, someone's going to die. And I'm going to try my hardest to make sure it's not me. So at the end of the day, the moral of the story is, he's going to die. Unless he kills me first. Nou dieselfde met Christene. Weet jy wat? Mense noem hulle self Christene. People call themselves Christians. But the question is, the only person that's allowed to call himself a Christian or herself a Christian is the person that's doing it God's way. Die een wat op God se pad loop. Sê my gou, is dit realisties gesproke reg dat ek kyk hierdie stupid vroumense op, sorry, ek gaan haar noem wat ek dink sy is. I think God thinks the same way. Sy sit op die TV en sy dra 'n kruis, maar sy's 'n OnlyFans model, eintlik 'n internet prostitute. En die ou vra vir haar die vraag, "You wearing that cross, why?" And this is how we diminished what the cross actually means. Last week we celebrated what we call the highest weekend of a Christian's calendar. Dit is die een ding wat ons gered het, that rectified us to say, I am a son and daughter of the most living God. The creator of heaven and earth is my dad. Maar jy kan nie, om hemelsnaam, as 'n kind stout is en hy hou aan stout wees, eventueel neek jy daai kind om hom reg te kry. I said it how many times in a sermon, jy sit nie 'n kind in 'n hoek nie, jy strap die flip in 'n hoek om na sy lelike gesig te kyk die hele tyd. The biblical, if we say we're Christians, if we say we're children of God, as ons sê ons is Christene en kinders van God, then I think the Bible has a lot to do with that, doesn't it? Because the Bible is God's word. Die Bybel sê duisende kere wat om met 'n kind te maak as hy stout is. Sê my gou, wat sê die Bybel? Slaat sy agterheen. Man, my pa het my met 'n vuis geslaan, nou sal ouens sê dis verkeerd. Nee, dit was nie, want wat ek verkeerd gedoen het my pa teen 'n blerrie muur uitgedryf. Trev, did you drive your dad at some stages up the wall? 20. Frans, ek weet jou kan nie nee sê nie, jy het 'n flip en polisieman gehad. Jy, Choma? Yeah, this one too. Yeah, I asked him now. Understand one thing. We must understand something. We are never going to be perfect.
but we strive to perfection to be called Christians. As 'n kind pak moet kry as hy stout is, wat moet 'n mens kry wat 'n volwasse is, wat stupid goed doen die hele tyd? You see, the grace of God works like this. Die genade van God werk so. God staan elke oggend wanneer jy wakker word en sê God, engele beskerm hom. Holy Spirit lead him, be with him. So wat doen jy, en ek sê dit nie, die Bybel sê dit, daar's 'n vers in die Bybel wat dit sê, wat doen jy as jy, nadat God alles vir jou wil doen, hy is nog steeds lief vir jou, ongeag wat jy doen, whatever you do, God stays in love with you. He still acts on your behalf, he still protects you, he still leads you, he still guides you. Wat sê my gou ietsie, sê julle my, wat dink julle moet God doen, aan mense wat hulle self Christene noem, en aanhou met hulle nonsens? You see, you get two situations that happens to people. Let's take a marriage. Let's take a relationship. We were speaking about it and I told him I don't want to talk a lot because I'm going to mess up the whole sermon. But a relationship works like this. If you being misused in a relationship or continuously being treated negatively, a person is going to do one of two things, depending on where they are with God. They're going to withdraw or they're going to attack. Hulle gaan of beklei en stry en aangaan, of hulle gaan onttrek en sê, weet jy wat, gaan dan met jou stupidheid, ek het nou niks, ek wil niks aan mee te doen nie. You see, the fighting part, luister nou mooi wat ek sê, and somebody must prove me wrong. Ek dare enigeen nie, of enigeen wat die video kyk, kom bewys my verkeerd. Vrouens trek uit 'n verhouding uit om reaksie te kry. Sê my ek's verkeerd. 'n Vrou moet my kom wys ek's verkeerd. Ek gaan haar gou-gou op haar neus laat kyk, want ek het al die skiet goed in plek. I'm not talking what you feel of wat jy dink nie. Ek sê vir jou wat God sê. Jy sien, 'n vrou wil reaksie hê. Dit is hoekom hulle sal revert. 'n Man, ek en Trevor, of ek en Deb, of ek en Frans, of ons mans, sal ons sê, ons sal kwaad raak, partykeer 'n paar klappe uitdeel, maar dan is dit verby. Dis kom niemand mans kan verstaan nie. Hulle sal een oomblik die rook uit mekaar uitslaan, en as jy hulle 20 minute later kry, sit hulle saam en maak 'n dop of drink 'n koeldrank. Nou, kom ek gaan ander kant toe. Dis nie ek wat dit sê nie, ek gaan nou by die Bybel kom. Ons gaan nou by die Bybel kom. Wie ook al dink ek sy hier uit my duim uit. 'n Vrou sal reaksie soek. Traai jy stil bly met 'n vrou? Traai jy haar ignoreer? Hoekom dink jy doen hulle dit? Hulle soek konfrontasie, want hulle voel beter oor hulle self if they get that heated up discussion. Nou 'n man praat nie baie nie. Jy soek iets van 'n man wat hy nie gemaak is om te doen nie. 'n Man sal nie vir 'n uur lank met jou kan praat oor jou gevoelens nie, want ons deel met ons gevoelens op 'n ander wy. Ons sê dit, tree op, klaar. 'n Vrou wil, het jy al 'n koek gebak? Partykeer sit jy daai icing op, en dit lyk net nie genoeg nie. Dan sit jy maar nog 'n laag op. Dis hoe 'n vrou werk. Nou, hierdie feministe vandag sal my nou uitmekaar uit wil haal. Ek hoop hy clown vrouens wat die video's so uitmekaar het al kry dit en stuur vir my ietsie. I'd like to discuss that with her. Want daai ding is so ver van die Bybel of sy weet nie eens of sy kom of gaan nie. But a woman will want a reaction out of you, and if they don't get it in the right manner, they will go to extremes to get an argument going. En dan wat doen hulle? Then they dig. Ek wil eendag vir elke man 'n graaf gee, en elke keer wat jou vrou na die verlede toe gaan, gee die graaf van. En as sy vra hoekom, dan sê jy, you're busy digging, dig a big hole. Al verskil is, die gat wat jy grou, kan jy ook inval. Mense grou gate waar hulle self inval. And that's where God comes in. Partykeer sê die Here, laat hy of sy aangaan. Laat hulle aangaan.
Hulle grou 'n gat en wanneer dit donker genoeg vir hulle raak, gaan hulle nie hulle eie gat raak sien nie. En amper wou ek iets gesê, dan gaan hulle boude sien. Dis hoe dit werk. That's how God works. Maar 'n man se reaksie en vrouens se reaksie is presies verskillend. Ek praat nie van die feministiese mans van vandag nie. Die goed wat handsakkies ronddra en hulle hare pink maak of blou maak en wat praat soos 'n vrou nie. Ek lag, 'n vriend vertel my gister by die tennis. Hy sê hulle is by die paddle of pickleball of iets. Hy sê en hulle speel die game, maar hulle is goed in tennis en hulle neek die ouens op in hierdie paddle pickleball want jy het absoluut no tennis IQ nodig om paddle of pickleball te speel nie. Jy move as jy gelukkig is 10 meter. So, hy speel en hy's 'n briljante tennisspeler en hy sê, "Yes, hier stop 'n kar, 'n bakkie nogal, ek baie ouens wat bakkies ry, ly aan kleinman-sindroom. Ek sê nie almal nie. Ek het dit nou die dag vir my kinders ook gesê toe ons in die bakkie is. Vra ek vir hom, "Hoekom het jy 'n bakkie gekoop? Ly jy aan kleinman-sindroom om groot te lyk?" Maar nee, dit was 'n grap met my skoonseun. Maar hier klim hierdie twee ouens uit. Hy sê maar flip hulle al die girls kyk. Vrouens sê mos hulle kyk nie, maar hulle skyn heilige blikskottels. Hulle lieg, maar hulle gaan hel toe. Maar God knows what you're doing. So moenie my boel das nie. 'n Vrou wat sê sy kyk nie, jy praat nonsens. So hierdie twee mans klim uit. Al die vrouens kyk vir hierdie twee mans. Hy sê hierdie ouens is bold. Hulle is packed. Jy kan sien hulle boer in 'n gym. Hulle klim uit met 'n boks vol van hierdie pickleballs en bats wat lyk asof dit flip in 'n nuwe era uitkom. Alles lyk duur, hulle is aangetrek soos sportmanne. Hy sê, "Jesem," en hy sê toe, "Nee, hulle wil nie meer speel nie, hulle gaan sit, want hulle wil leer by hierdie ouens, dit lyk asof hierdie ouens die een is 'n coach en die een is 'n student. So it looks like a coaching session." Yes, en hy sê, hulle kyk hierdie ouens so uit en al die girls, hy sê, "Maar, toe daai twee op die baan klim, hy sê, toe begin die vrouens en die mans harder lag as enigiemand. Want toe praat die twee met sulke moffie stemme met mekaar. En die handjies maak so en die bat word so vasgehou. Hy sê, "Hoekom, why the hell do you have all these muscles but you're only using your fingers?" Hy sê, en almal lag, die vrouens en mans begin lag. En hulle dog, ons het gedog ons gaan iets leer. En hy sê hy het iets gehoor, blykbaar in 'n Dominican land oor see, het hulle paddle en pickleball gesprohibit. Niemand mag dit speel nie. Want hulle het gesê, dit bevorder gayness. Hy sê, en toe hy die ding onthou, en hy sien die twee, toe dog hy, okay, hy het nie gedink, daai mense praat die waarheid nie, maar nou begin hy besef, hierdie ouens kyk na mekaar se agterrente. Die ou staan die hele tyd agter die ander ou en komplimenteer sy muscles. Die een ou blykbaar het vir die ander ou gesê, "You can see how well your back is cut when you hit that shot." Ek sê dit nie eens vir 'n vrou nie. Maar verstaan jy hoe ver het die wêreld weggeraak, laat 'n man 'n ander man komplimenteer hoe great sy rug lyk. Vir almal. Jy's flip en skewer as skeef. Jy het die Here nodig, you need Jesus. You need to get saved. You're in a boat sinking. Maar, jy weet, ons noem onsself Christene, maar hy praat toe met die vrou, jy het gedog ek het die storie vergeet, ek het nog nie dementia nie, maar hy praat met die vrou en hy sê, "Hoekom draai jy daai kruis?" The next words out of her mouth and the sentence after that shocked me. It didn't actually shock me, I expected it, want sy's 'n OnlyFans model, 'n internet prostitute. Sy sê, want ek is 'n Christen, I'm a Christian. Hy sê, whoa, I don't understand something. Where is God? Where you doing these sexual acts to men on the telephone so that they can give you money to live your lifestyle? Sy sê, no, I don't see anything wrong with that. Oh, really? Ja. Nou. Bear in mind die stories wat ek julle nou vertel het. Onthou die stories. Want nou gaan ons gou kom by ietsie wat God sê. Uiteindelik kom ons by die Bybel. Ek's nog die hele tyd by die Bybel, net wat mense nie like om te hoor nie.
Want die ou sal nou sê, ja, jy suig dit uit jou duim uit. Jy praat nonsens. I really don't give a damn what you think. If the shoe fits you, keep it on. Make it tighter so that it can hurt you until it hurts enough so that you leave your rubbish. Jy sien, vrouens en mans noem hulle self Christene. Selfs soos, moet asseblief nie nou kom en kategoriseer nie. Don't categorize it, because people want to say, a person swearing is not as bad as a person committing murder. Ou wat steel is nie so sleg soos 'n prostituut nie. Wys my in die Bybel waar sê God die twee is verskillend. Sin is sin. Sonde is sonde. Sin is sin, and God calls it rebellion against His authority. Sonde is rebellie teen God. Weet jy hoekom lees mense nie meer hulle Bybel nie? Want hulle wil nie herinner word aan die dinge wat hulle verkeerd is om te doen en hulle wil dit nie regmaak nie. That's why the Bible gathers dust and not implanted on your heart and in your mind. Jy sien, baie mense het die Bybel hier, maar hy's nog nie hier nie. Want as hy hier is, het jy 'n liefde ontwikkel vir hom. As hy hier is, beredeneer jy hom en het jy kennis ontwikkel oor hom. There's a difference between knowing God and knowing about God. Daar's 'n verskil. Nou, kom ons terug by die ding. Jy weet wat, dis altyd ironies hoe mense hulle wip. It's always how they get ticked off. Where you start taking out the Bible and you mess up their whole religion about the small parts they take out of the Bible out of context. Want jy kan maklik sê, hey, hier's ek in die moeilikheid, kom ons gaan. Let's ride this boat. Okay, let's go on this. Jy kan maklik sê, my man is nie 'n goeie man nie, hy doen dinge verkeerd. My vrou is nie 'n goeie vrou nie, sy doen dinge verkeerd. En dit word jou verskoning om weg te bly van hulle af. You know how easy it is to get excuses to fill in your agenda And justify. and justify it. I was waiting for someone to give that word. Justification. Want ons ruk net soos ons Bybelversies uit die Bybel uitruk, ruk ons dinge in ons lewe om by ons te pas. Sê my gou ietsie. Wat sê die Here? Ek en jy daaroor gepraat, sorry jy hoor dit vir 'n tweede keer. Ek wou nie vir jou sê nie, moenie vroeg kom nie. Maar jy's welkom. Ek like dit as jy vroeg kom. Ek maak dit graag, JJ. Ek geniet jou geselskap. Ander mense wil nie vroeg kom nie want hulle haat dat ek vir hulle 2 keer moet preek. Hulle kom gewoonlik hier 10 oor hier aan. Maar wat sê die Bybel? As 'n man en 'n vrou in 'n huwelik 'n probleem het, hoe moet hulle dit uitsort? Sê my gou, wat sê die Bybel? Ons bid vir mekaar. Sê die Bybel vir jou, gaan uitmekaar uit. Hoekom sien ons dit oral in die wêreld vandag? Heaven. People get to the situation, Trevor, where they think, my feelings are more important than God's will. Jy's nie moeilikheid, moenie soos daai vrou met daai kruis jouself 'n Christen noem, as jy buite God se wil optree nie. If God says He brought you in unity, sê my gou, toe jy daai belofte gemaak het voor die kansel, voor God, nie voor jou getuies. Weet jy hoekom sit daar baie mense in 'n troue? Elke persoon is supposed om 'n getuie te wees vir hierdie volgende ding. Ek sê ja vir jou, deur die moeilike, sowel as die goeie tye. Luister gou hoe erg raak dit, hierdie belofte wat jy gemaak het voor God. Deur die moeilike en die goeie tye. Deur die swaar en die maklike tye. Deur siekte en gesondheid. Luister na die laaste een wat altyd gesê word. Tot die dood ons skei. Ja. Wie skei ons nou? Die dood of jy? Want jy like nie meer die omstandighede nie. Jy like nie meer om te fight vir iets nie. Do you realize God is fighting a battle for you every day? We irritate Him every day.
And he keeps on fighting that battle. Because God's way of sorting out a problem is not chasing you away or dispersing from you. God's way of sorting out a problem is sending people to help you, talking to you, keeping you in that situation so that you can grow and learn. Nou kom die mens en as hy 'n ding nie like nie in sy gevoelens, that's where this comes in. Not this. Want as jy nou voel, jy is nou kwaad. Nou hierdie is die vrouens mee goed. Kom ons kom terug na die eerste redenasie. Ek het gesê, en bewys, ek is oop. I am really open to anybody proving me wrong. I will apologize on a video if I'm wrong. Maar ek weet ek is nie. So I'm going to go with this. As jy kwaad raak die hel met jou, I don't care about you. Your opinion doesn't count, God's does. So, 'n man sort 'n ding uit, klaar. Sê my gou mans, kom ek bewys gou die punt. Ek praat nou met die mans. If you keep quiet when you know you should have sorted out something. Kom ek vat 'n simpel voorbeeld. As hy aanhou met sy nonsens en hy irriteer die rook uit my en ek ignoreer dit. Nou dis net ek weet dis nie julle nie, not you guys. Dan gaan ek huis toe en ek dink vir 'n rukkie, ek moes iets gesê het. Ek moes nie stil gebly nie. Dit was nie die tyd om stil te bly. En as ek hom 'n klap moes gee en hy het dit gesoek, moes ek dit vir hom gegee het. Is ek die enigste een wat so voel, mans? As jy stil gebly het wanneer jy iets moet sê of iets gedoen het. Ken jy, ek vra nie hoe Christelik is jy nie. Daar's baie mense wat sê hulle is Christene and they act Christ-like, but they're not Christ-like. So mans, as jy dit doen, hoe voel jy na die tyd as jy stil gebly het in 'n situation where you shouldn't have had? Jy voel, ek was gesê ek mag nie hierdie woord sê nie. I don't give a damn. Jy het jouself in hy boesie gesit soos hy krimineel. Ek voel, jy was nou mof gewees. Ek weet is net ek moet nou nie herhaal wat ek sê nie. But I feel that way. I feel like a failure. Ek voel vir 'n ruk, totdat die Here inkom en hy sê, weet jy wat, is okay. Los dat ek met daai persoon werk. Maar partykeer wil ek die Here help, net bietjie vinnig. Because he works too slow sometimes. But he's never late, but he works too slow. Maar is ek die enigste man? Am I the only man in this conversation that feels that way if I didn't react when I had to? I'm not talking about reacting about everything. Ek praat van wanneer jy weet iemand het dit nou nodig gehad en jy het stil gebly. Okay, so I'm in good conversation. Dave, am I in good conversation? Dave? Ja. Am I in good conversation to say that all men feel this way? Why? Hoekom? Want God het in jou ietsie ingesit in Adam se tyd al, wat gesê het, jy is 'n beskermheer. Die een ding as 'n ding om jou verkeerd gaan, you are there to protect and react. Hierdie klomp poefter mans van vandag, hulle hardloop weg. Hy's nie 'n man nie, koop hom 'n make-up tas die blikskottel. Hel, ek hoop die Here contain my, want ek is nie 'n ou wat vloek nie, maar ek's baie naby daar. Ek het al vergeet wat is vloekwoorde, maar as jy my kwaad maak, nê, en hierdie onderwerp maak my flippen, weet jy, ek moet my woorde baie mooi tel om nie die verkeerde goed te sê nie. Want ek sal 'n heidense preekie afsteek en dan's ek weer in die moeilikheid. So, dit maak my die hellen, laat ons sit met 'n era van mans wat vrouens is. Flip, as jy, moenie dink ek gaan met jou stupidheid deel as jy soos 'n girl praat nie. As jy jou handjies waai soos 'n girl nie. Moenie dink ek gaan dink dis oulik nie. Ek gaan vir jou flip, en asseblief moenie vir my vra wat dink ek van jou nie. Want ek gaan jou eerlik antwoord, jy's flippend ridiculous. Ek het nou die dag, toe flippend, ek het nie gesien dis een, want hulle maak mos hierdie unisex toilets, jy maak die bly die deur oop, en sit hier 'n vroumens op die toilet. Hulle sluit die goed nie. Maak ek 'n deur oop, hier sit 'n ousie op die toilet. Nie gesluit nie niks. Ek sê, eerste vraag was, what the hell are you doing here? Toe klik ek,
Dis 'n mannetjie en 'n daar's mos nie meer mannetjies nie, want mannetjies is deesdae vroutjies. Mannetjie en 'n vroutjie en almal gaan na dieselfde toilet toe. Maar my eerste ding, what the hell are you doing here? En toe klik ek okay, toe ek so kyk, nee, okay, ek is verkeerd. Toe sê ek, but can't you lock the door? Ek sê it's common sense en dis die ding wat die wêreld verloor het. They don't have it anymore. Common sense. Common sense God made Adam and Eve, not Adam and Steve or Eve and Genevieve. Flippend dis gross om 'n man te sien 'n ander man soen. Ek sal flippend paprika en chilies in hulle keelgat afgooi dat jy voel jy moet dit nie doen nie. But the problem is, it's become such a norm dat hulle sê ons moet dit aanvaar. God doesn't, why should we? As ek dit sien en ek bly stil, as ek wegloop, as ek die hel vir myself. Niemand sê dit vir hulle nie, dis kom hulle so aangaan. Ek het altyd vir Jolanda gesê, as sy sê, ja, jy hoef nie iets te sê nie. Wie gaan? Want hulle gaan so aangaan, totdat iemand hulle op die vingers tik. Wanneer leer jy iets? When do you learn something? Somebody corrects you. When somebody corrects you, jy mag jou wip vir hulle, maar jy gaan dink daaroor. Ek het al ouens gehad wat vir my goed gesê het, wat ek na die tyd dink, Jesus, hoor, is hierdie ou nie reg nie. Is hierdie persoon nie reg nie. So that's men. Ek praat met mans, nie die poefters van vandag nie. Men were created to protect, provide. Ek is so ek kyk gisterand 'n paar video's en dit was net vir amazing oor die vrouens. 'n Ruk terug het hulle gesê ja, it's chauvinism en al hierdie toxic masculinity, al hierdie rubbish. Wie sit en dink hierdie stupid woorde uit? But they said it was toxic masculinity for men. Why do they open the door for us? We can open it ourselves. Then they said they don't need men. Maar nou sien ek, it's funny how the weather changes, eh? Even in people's minds. Want nou sien ek gisteraan, die inding nou is, die vrouens soek weer die mans that respect them. They called them names a few months ago. Now they're looking for the men that treat them with respect, that open the door. Women actually, hier kom ene, kom ons maak die vrouens nog kwaad. Hier's net een vrou vanoggend, ek's trots op jou, hoor. So net well done. Jy's een uit die miljoen wat kerk toe wil kom. Maar die flippend vrouens even nou op die video sê, hulle wil weer vrouens wees al werk hulle, wat vir hulle mans koop, wat vir hulle mans hulle klere regkry, wat hulle was goed doen, wat hulle huis skoon hou, wat na hulle kinders kyk. En hulle soek mans wat hulle ergens heen vat, nader aan God. Dis amazing, né? 'n paar maande terug, they called those men names. Now they want them. Hey, ek like nog om die deur oop te maak. Ek like nog om ek stuur net Jolanda ergens eerste in, as ek weer as gevaar. Die ander tye loop ek eerste en dan check ek alles. Nee, ek maak 'n grap. But your normal common sense said, a man should be a man. Ek kyk na daai bordjie daar en dit bly nou in my vassteek op my braai. 'n Man moet weer 'n man wees. 'n Man se common sense is geleer. Jy hanteer 'n vrou met respek. You treat her with respect. Like you treat your mother. Exactly. Jy maak die deur oop. Jy maak seker die goed is reg vir haar by die huis. Nou wil ek afsluit met die storie. Julle het gedog ek het die Bybel vergeet omdat ek hom toegemaak het. Ek het nie, ek ken hom van voor tot agter. Jy sien Hebreërs praat ietsie van wees soos jou ouma. Ek dink baie mense kan weer wees soos hulle ouma. My ouma en my ma was die soort mense wat, kyk, my ma moes my pa lankal gelos het. That was a difficult bum, that. But yes, he was a protector and a provider. And my dad taught me everything. Beating me up taught me a lot. Ek het gesoek daarvoor. Weet nie hoe julle voel nie. Ek besef vandag,
Die kere wat my pa ernstig my gegryp het en teen 'n muur opgetel het, nee, my pa was klein. Maar flip, as hy man kwaad raak, slaat hy die rook uit enigiemand uit. So, my dad taught me a lot. My ma het my gewys hoe 'n vrou lyk. You know what, I think a lot about my mom. She could have left my dad a lot of times with what he did. She never did. Sy het nooit nie. Because she kept a promise in front of God. My mom was a God-fearing woman. Het sy my pa altyd gelike? Was sy altyd lief vir hom? Nee! Ek glo vandag, my ma het al 1000 keer gelê langs my pa en sê, ek sal flippend gif in jou keel afgooi. Jy gaan dit nie weet totdat jy verstik en spoeg nie. Ek glo dit. Maar my ma het gebly. My mom stayed and showed us what a woman looks like. Even toe my ma gewerk het, sy het gekook, haar huis gehou. My ma se huis was altyd netjies. My ma het 'n common sense trots gehad. Ek het dit by my pa geleer. As jy nie iets wil doen nie, ons het daaroor gepraat. As jy te sleg is, ek gaan dit doen. Hierdie hande is ou hande. They can work. Hierdie hande het nie letsels op en steke in en al die knuckles is weg because they did nothing. Hulle het met make-up gespeel soos die mans van vandag nie. These hands worked. And I looked at an old person the other day and I thought, wow. You know what? Those are the pioneers that got me where I am today. Ek is bekommerd oor ons volgende generasie. I'm very troubled about the children of our children, where they're going. Because if I see how the parents are, how far away from God they are. Vrouens dink, kom eers by die tannie in die Bybel. Want ek wil dit nou weer opneek. Gelukkig is die Heilige Gees hier, so hy stop my wanneer ek nie iets moet sê nie. Ek weet nie, hy moet partykeer stop wanneer ek goed sê wat ek nie moet nie. But they say, be like your grandmother. She's an example to you all. That woman they mention in the Bible, they call her Sarah. Who was she married to? Abraham. They said, Sarah, with all the trials and tribulations they went through, left her home and followed her husband. Weet jy wat soek vrouens vandag? Wat dink julle? Hulle wil die broek dra. Hulle wil voorloop. En hulle contradict die Bybel. Don't call yourself a Christian. Want jou ouma Sarah, die woord sê, she left her home, her family and everything, and she followed her husband. When God spoke to her and said, follow your husband, she didn't argue with God. She followed him in obedience. Nou kom gou ietsie vir julle sê. Toe Sarah daai woorde vir God sê, het sy en Abraham afgode gedien. They knew God as a God, not the God. Abraham came to her and said, Sarai, her name was Sarai, not Sarah. It was changed after she got obedient and acknowledged God as the one true God. You see, God changes your identity when you start following Him. Abraham became Abram. For a reason, the father of all nations. God spoke to Sarah and said, I want you to leave your hometown, go away here. I'm going to take you where, I want to make you a nation. You only had the promise, you only had the word of God. Wat het jy? Net die belofte, net die woord van God. Now your grandfather did this. He went to his wife. Ja, draai jy dit vandag met vrouens? God het gesê, ek en jy moet Australië toe trek. Wat is die eerste ding wat 'n vrou doen? Bel die maalhuis. My kleinkinders is hier, my kinders is hier, my ma is hier, my pa is hier, my... Okay, kom ons terug, kom ons los dit nou maar, die saadjie is geplant, so dink daaroor. Maar, God gaan praat later, hy sit en hy praat met Abraham,
En hy sê vir Abraham, hierdie tyd, volgende jaar, gaan jy 'n kind hê. Weet jy wat het Abraham net voor dit gedoen? Ek dink nie Abraham het baie geargumenteer nie. Kyk, as 'n vrou kaal op 'n skinkbord voor jou gesit word, vertel my die man wat wegkyk. En dan sê vrouens, moenie 2 keer kyk nie. Klop, jy gaan 6 keer kyk, jy wil alles sien. Oh my God. Ek sê lelik nie. Kom ons wees eerlik, so net. As daar 'n vergeet Trevor is langs jou. Hy kan nie jaloers raak nie. Dis 'n hipoteties geval nou. En jy's op die beach en hier loop mans rond en hulle die een is mooi gebou, die een is getan, die een kyk jy of nie? Ja. Jy's gay as jy nie kyk nie, want dan kyk jy vir die vrouens, dan is jy nog erger. Nee. Maar so okay, as ons konsensus. Ja. Jy gaan kyk, jy gaan altyd kyk. Maar sonder om te begeer op. Ja, ek meen jy kyk om mooi te sien, hoe lyk die boude, hoe lyk die skouer. Ja, kyk daar. Dankie Jeanette, dis want meeste vrouens is kinderagtig, hulle wil altyd jaloers raak oor die stoepigheid. Waar was ek in die preek? O, okay. So, Op die beach. God praat met ja, op die beach is net daar wat. God praat met Abraham en hy sê vir hom hierdie tyd gaan jy 'n kind hê, jy moet trek. Okay. Abraham sê dit vir Sarah. Sarah dadelik redeneer seker. Kom ons wees logies. Sy gaan redeneer. Al my familie is hier, almal is hier. God sien sy lag eenkant. Haar eerste kind se naam is sy het gelag. Dis wat haar eerste kind se naam beteken. Gaan check die Bybel, gaan swat dit op. God sit en die 2 engele sit saam met Abraham en praat en hy sê hierdie tyd volgende jaar as ek terugkom. Want net daarna het hulle gebaai en hulle het Sodom en Gomorra gaan verwoes oor daar die stad vol gays was. Homoseksualiteit was die inding in Sodom en Gomorra. God destroyed that city. So, net voor God dit doen, sit hy op die tafel saam met Abraham en hy sê hierdie tyd gaan jou vrou 'n kind hê. Abraham net voor dit besluit, want Sarah kom nou om te sê ons het nog nie 'n kind nie, ek's 90 jaar oud, ek is te oud om 'n kind te hê. Vat my slavin en slaap saam met haar. Ek dink nie Abraham het baie hard beklei daarteen nie. Hier is 'n freebie. 'n mooi jong meisie. Hier is 'n weekend pass. Hy vat haar, hy slaap saam met haar, hulle het 'n kind, hulle noem hom Ishmael. Hoekom dink jy is die oorlog vandag nog tussen Israel en hulle? Ishmael is hulle afstammelinge. En nou is ons gedogte dit net gebeur, né? Want toe kom daar worsteling tussen Sarah en die slavin. Daar het 'n oorlogie begin daar, dat jaloers geraak op mekaar. Okay. God praat met Sarah en sê, volg jou man. Sarah sê, Here, as dit U wil is. Sy kom terug na Abraham toe, sy sê, God het met my gepraat. Abraham geskok sê, wat se God? Nee, God. Hulle verander hulle hele lewe in 'n splitsekonde deur te sê, God, U wil, nie myne nie. Het baie ons in die Bybel dit nie gedoen nie? Dink aan Elia, dink aan Henog, dink aan alle ouens. Almal het gesê, God, U wil, nie myne nie. Abraham doen dit, hy trek. God maak hom die vader van alle nasies. Sarah het nog steeds geweet wat God van haar verwag. Wees getrou aan jou man. Jou man is die hoof, volg hom. Nie andersom soos die wêreld dit vandag het nie. Gelukkig sien ek sien daar's nou 'n vuurtjie aan die brand wat vrouens weer vrouens wil wees. Nou praat ek van Bybelse, Christelike vrouens. Nie 'n kruis dra en jy wys jou boobs vir almal op die internet nie. Gaan jy foute maak? Are you going to be tempted on earth? Ja. Imagine God vra jou as jy nonsens aanjaag. Hy wil 'n breekie van jou af. Imagine God sê ek wil bietjie jou alleen los vir 'n maand. Sê my gou ietsie, wat dink julle gebeur met ons? What do you think is going to happen to you? What do you think is going to happen? You know why this earth exists. Weet jy kom bestaan ek en jy nog?
Want daar's 'n God wat elke dag nuwe genade gee. Wat nie op vakansie gaan wanneer hy hom wip vir jou nie. Wat nie jou alleen los nie. Luister gou hierso, die Bybel sê, God praat hier, Paulus skryf dit, hy sê, God sê vir hom, ek sal jou, Sonet, nooit begewe en nooit verlaat nie. Frans, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Weet jy wat sê hy daarna, ons lees nie die verse verder nie. Hy sê, julle los my. You leaving me. Ek dink, weet jy wat, ek's nie lelik nie. Ek's op 'n plek in my lewe waar ek voel, weet jy wat, ek dink God moet partykeer, soos my pa partykeer die hel in geraak het vir my. Ek dink God moet dit bietjie doen met party mense. Ek dink God moet op 'n stadium net kom en sê, weet jy wat, maar hy moet direk met hulle praat soos met Abraham en Sarah. En sê, weet jy wat, jy wil nie hoor nie. Nou los ek jou bietjie uit. Wat dink jy? What do you think is going to happen to you if God withdraws? Wat dink jy gaan gebeur? You know why we live this way? Because we used to God being there. Ons raak gewoond aan ons partner, ons man en ons vrou, en dan elke flipping klein dingetjie wip ons daaroor en ons soek verskonings om weg te hardloop. Where's your promises you made in front of lots of witnesses and in front of God? It means nothing, like that cross that prostitute is wearing. Ek praat nie van jou alledaagse foute nie. Temptation and the devil, if the devil tempts you, you're a threat to him. Hy gaan dit doen met Christene. Jy moet leer om dit te fight. As jy 'n fout maak, los God jou. Nee, you're too important to God. You're so important that God had his son Jesus Christ die on the cross for you. Maar die wêreld sien dit nie meer nie, want hulle het gewoond geraak en trap op die genade van God. I think God must get to a stage where he says, nou staan ek terug, nou doen julle dit. There was a movie, God Almighty. Jy mag kyk. Dis nie eens 'n greintjie van wat God moet deurmaak. Imagine, al hierdie lande in die wêreld en almal bid. Wanneer hulle in die moeilikheid is, Here help my, Here help my. 2 rugby spanne op die veld, stoep dit goed. Here help ons. Help jouself, jou blikskottel, jy speel rugby. Niks met God te doen, jy is nie eens die ref nie. Who's going to win? The best team. Who's going to win my tennis match? The guy who plays the best. Who's going to win a cricket match? The best team. The scoreboard will tell you. The only problem with serving God is people have forgotten there is a scoreboard. And it's being kept in heaven. Wanneer jy eendag voor God staan, gaan God vir jou sê, ek het 10,000 keer met jou gepraat hieroor. Ek het 5,000 keer vir jou gesê, sort die nonsens uit. Sort jou verhoudings uit. We're living in an era where people think running away is sorting out a problem. That's not God's way. How did God teach us how to sort something out? Confrontation. Confrontation is not a phone and giving your thumbs exercise. God did it personally. Hy het persoonlik kom praat met Moses. Hy het persoonlik kom praat met al die mense in die Bybel, met Dawid. It's easy. Cell phones has brought us into an era of quick sin. Want weet jy wat kan ek doen? As my emosies hardloop, en vrouens is so flippend skuldig, ja? Then I want to type it out. Evelyn, hierdie man van my, hy het dit weer gedoen. Shut up, woman. Doen wat, as jy Christen is, doen wat God sê. Sort dit uit. Why do we need distance to sort out a problem? Is jy so klein gelowig dat jy nie God kan volg in jou probleem nie? My mom, through my dad's rubbish, stuck with him. Yes, I am an amazing human being. Ek is flippin' awesome. Nou sit iemand sê, oh, jy's hoogmoedig. No, I know the truth. I'm not going to wait for you to tell me how great I am. Do I make mistakes? Yes.
Doen ek stupid goed? Ja. Hell, I'm in the front line of the sinners. But my heart belongs to God. Amen. And with that, I can hear God every morning telling me, hey, Pierre, wat doen ek en jy vandag? Ja, so, Hey, Pierre, jy lyk goed, jong. And then I look in the mirror and I say, Here, ek dink jy is reg. I think you're right. You know what the world wants to do? And they do it with everybody, and they fall for this. They use people to break you down. Yes. Has the devil ever appeared to you and told you how great you are or how bad you are? Please tell me, what does the devil look like? Anyone? Have you seen him? En other People fall for it Ja. because the devil uses people. En weet jy wat? Hierdie gaan ek sê soos ek nou voel. Okay, ek kan nie vloek nie, maar ek gaan dit sê soos ek voel. Jou bek is jou grootste probleem. Met ander mense is dit hulle duime. Maar dit is nog steeds jou bek. Jy praat net deur jou duime. Weet jy hoe baie praat die Here om jou mond te hou? Beheer jou tong. Dis nie baie in die Bybel nie. Gaan lees gou jou Bybel en maak vir my notas hoeveel keer staan dit in die Bybel, pas op wat jy sê. Hoeveel keer het God mense aangevat oor die verkeerde goed wat hulle sê? Jy sien, as jy 'n man van God is, tree jy op soos God jy wil hê jy moet optree. Jy beskerm, jy voorsien, jy doen wat God van jou verwag. As jy foute maak, erken jy jou foute, jy is groot genoeg om dit te erken. 'n Vrou van God, jy doen wat God vir jou sê, wat Sarah 'n bewys was van. Jy wees 'n vrou. Te veel vrouens wil vandag mans wees. Ek weet ek moet dit nie kyk nie, maar dit is so nice om te kyk. As vrouens soos 'n man optree en hulle slaan 'n man. Nou jy kry party mans wat nog nie so gered is nie, dan nok hy af. Dan klap hy die rook uit uit. Een klap is genoeg om op haar agterend te sit en sy besef dit nie. Ek het gisterand weer gekyk 'n vrou wat 'n man 4 keer geslaan het. Na die derde keer toe loop hy terug en hy sê, "Pa, please don't do that again." En toe sê hom weer klap, toe shock hy haar. Toe slat hy haar uit. In die restaurant waar sy soos 'n vark aangaan. So jy moet verstaan, as so iets met jou gebeur, dis nie God wat onttrek nie. Dis net die persoon wat nou genoeg gehad het van jou. Jy sien, as ons almal binne God se wil lewe, sal ons in die eerste plek mense hê waar vrouens weet wie hulle is, hulle identiteit in God kry, nie in wat mense sê nie. Want die ding wat vrouens die meeste seer maak, is wat mense sê van hulle. Hulle koppel baie aan die opinie van ander mense. Wanneer jy 'n man van God geword het, dan sê jy die volgende ding, dis my gesegde. Die hel moet jou, ek gee nie om wat jy sê nie. As God dit nie vir my sê nie, het ek nie 'n saak met wat jou stupid mond nou uitlaat nie. Doesn't matter. Jy sien, jy kom op 'n plek waar jy besef wie jy is. Jy begin 'n identiteit kry, nie in 'n mens nie, maar in God. Jy begin redeneer soos daai man van God. Jy begin lewe soos daai man van God. Jy begin ewen in jou foute soos 'n man van God erken. Jy's groot genoeg om dit te doen. 'n Vrou van God moet leer, jy lewe in 'n identiteit van wat God van jou verwag, hoe jy moet optree, wat God wil hê jy moet doen, hoe jy God tevrede stel. Nie wat jy voel nie. 'n Vrou se grootste vyand is haar emosies. Grootste vyand van 'n vrou is haar emosies. En weet jy hoe word emosies in 'n vrou omvergewerk? Een gedagte. Een persoon wat iets sê. Een saadjie wat geplant word. Ewen een WhatsApp. Een Facebook boodskap. Is ek verkeerd so net? Nee, absoluut waar. Sê my gou julle mans, as iemand iets sleg vir jou op 'n WhatsApp sê, hoe lank top jy daaroor? Dis klaar, by kon. JJ? Ek sal mou nou hoor, Ja, maar oor 'n dag van nou af, nou ek is in 'n bevoordeelde posisie, as jy met my praat oor 'n ding wat gebeur, ek's baie in die moeilikheid by Jolanda. Want sy sal goed opbring wat in die verlede gebeur het. Waar die hel praat jy van? Party van die goed wens ek was daar. Die Sondag aan my wens, ek wens ek was daar.
Maar die man van God in my sê, ek weet nie waarvan jy praat nie, ek was nie by daai chapter, I wasn't present. Ja. Ja. Jy sien, 'n vrou se emosies hardloop met hulle. En totdat jy vrou van God word om te besef dat God jou emosies beheer, sal jy nie leer om jou mond te hou voordat jy praat nie. 'n Vrou wil praat en konflik uittrek, want dit maak haar beter voel. Ergens moet ons, as ons sê ons is 'n Christen, dink julle ons moet daarbey aanpas en so lewe nie? Try. Ek dink hierdie woord Christen is goedkoop gemaak. Want almal is Christene. Hulle sê 70% van Suid-Afrika is Christene. Ja. Waar? Ja, Ek waar, weet nee. wel. Waar? Dit ook, ek weet. Ons leiers is op pad hel toe, Ja, dis so. met hulle miljoene onder hulle matrasse. Ja, alles. Wys my die 70%, want volgens my, 'n Christen is 'n volgelinge van Jesus, and you start doing it God's way. You start reacting God's way. You know when you made a mistake. Onthou ek het 'n ruk terug gepraat, wanneer weet jy, jy's 'n kind van God? Wanneer jy 'n fout maak en dadelik hoor jy daai stemmetjie sê, dit was stupid. Ja. Dis nie die duiwel nie, dis God wat vir jou sê, dit was stupid. Dan erken jy dit en jy werk daaraan om dit nie weer te doen nie. And the devil will tempt you with something until you beat it. Die duiwel gaan aanhou met dieselfde triks met jou, totdat jy dit wen. Hy het dit met my gedoen, hy gaan dit met jou doen. At the end of the day, I want you guys to remember something. It's either God's way or the highway. Jy kan nie albei nie. Jy kan nie op albei ry nie. Jy kan nie op albei loop nie. You can't walk on both. Die Here sê, 'n louwarm Christen spoeg ek uit in die vuur. Dis God wat dit sê. It's like a woman, Pastor, she can't be half pregnant. She's either pregnant or she's not pregnant. Ja, you She can't be half. you can't say I'm half pregnant. As jy flip 'n babietjie skop as jy pregnant jou koei. Regtig, you pregnant if the child is kicking inside you. So it's a good analogy. But at the end of the day, you know what guys, it's shocking. As ek die TV aansit, ek kyk baie keer goed halfpad dan raak ek kwaad. Ek raak kwaad oor 'n stupid. Dis stupid. Net soos asseblief, iemand moenie om my kom en as hy stupid act of stupid praat, my opinie vra nie. Want jy gaan die waarheid hoor. Ja. Ek weet. As jy hier om jou handjies so gaan maak en hoe lyk ek? Jy lyk skeef. Jy moet Jesus ontmoet, jy moet regkom, you need a change of heart, you need a change of mind. Please. Meet my Jesus, he can change you, he can rectify you, he can help you. You see, we live in an era, we accommodate everything. And we're doing sin. Because if you're a disciple of God, you have to make change. Matteus 28:19 sluit ek regtig vir die 4 bekeer nou af. Matteus 28:19 sê, ek het julle geroep, gaan uit, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, leer hulle my onderwerp, my woord gehoorsaam. Dis die opdrag wat aan elkeen van ons gegee is. Hoeveel doen dit? Hoeveel loop van situasies al weg waar jy iets moes gesê het vir die Here en jy het stil gebly. Maar jy noem jouself 'n Christen. And I'm finishing off with this story. Ek het julle lank terug vertel van die pastoor wat vir 'n maatskappy gewerk het vir 15 jaar. 15 jaar by 'n maatskappy en eendag toe loop 'n ou in. En hy sien die ou het sy Bybel in sy laai gehou, maar hy haal hom uit om te lees wanneer hy nou kans kry. En toe die ou inkom, vat hy die Bybel en hy sit hom in die laai. Toe sê hy, is that a Bible? Is dit 'n Bybel? Hy sê ja. Hy sê, is jy Christen? If people have to ask you if you're a Christian, Ja. then your fruit is rotten. Ja. Jy sal hulle ken by hulle vrugte. Ja. So op die einde van die dag, moenie my vertel jy's 'n Christen.
en jy hou jou besig met die verkeerde goed nie. Ek praat nie van foute wat jy maak nie. Daar's 'n verskil. Hebrews 12 has a difference between with sin en opsetlike sonde. Ja. Sonde en opsetlike sonde is 'n verskil. En die opsetlike sonde waarvan die Hebreërs praat is wanneer jy teen die Heilige Gees en teen God draai. That's the only thing. Churches have preached the wrong message on that thing. You're living in a world that's always going to try and draw you towards Satan. Do you know what makes you guys victorious? Weet julle wat maak julle wenners? Sitting here this morning in church. Amen. Because I can promise you, soos ek is, weet jy hoeveel keer het ek en Jolanda aan helse argumente betrokke geraak reg voor kerk? Ek het al op stadiums van gesê, jy kan by die huis bly, gaan kerk toe. You stay at home, I'm going to church with the children. Vandag sê my kinders, pa het ons altyd kerk toe gevat. Ma ook. Maar 'n vrou is self bid, dan wil sy mos onttrek of mou. Ek gaan jou help daarso. Ja, Die hele wêreld deur, in alles wat daar is, in die diere wêreld, alles. Wat is die mooiste? Die mans. Die vrouens is altyd die lelikste. Want die mans by die vrouens aantrek. Maar die mense wêreld, ons is omgekeerd. Ja, dis Want waar. die hele Dis sê, waar. die vroumense is beautiful, staan voor 'n spieël, maak hulle self mooi vir ons. Ja. Ek het altyd met my vrou gesê, jy maak jou pragtig in die oggend as jy uitgaan. Maar in die aand as jy in bed kom, okay, daai tyd hulle nou. Ja, weet jy hoekom as ons bed toe gaan wil hulle nie hulle op? Hoekom vir die dag, nie in die aand nie? Hulle het hierdie weekies gehad, Ja. wat hulle nou opsit, maar daai tyd sit my vrou altyd jy, want die pantyhose om jou kop gesit. Nou het hulle hierdie weekies en goed. Ek sê vir, joh, nou kom jy bed toe, maak jy jouself lelik vir my. Ja, ek sê dieselfde. Ek meen, God het jou daar gesit om my te verlei. Ja. Wanneer moet jy dit doen? Okay, ek maak nie die hele dag deur nie. Maar in die aand dan, hell, why don't they make himself beautiful and dress sexy and all that stuff? Jy moet my verlei. Nie die mans die hele dag nie. Wat van my? Hell, maak jouself mooi vir my. As ek sien, hey, yes, hierdie girl se perfume man. I'm in the pound seats tonight. Ja. Ek gaan uitsien na daai bed. Ek gaan my Xbox los vir jou. Ek gaan kamer toe, ek gaan klaar reg lê wanneer jy inkom met jou make-up en jou perfume. Jy kan Alles is ready to go. jy kan 'n punt te begin, ja, en dan gaan jy by oor 100 kom wat jy moet doen vir 'n vrou om haar gelukkig te maak. Maar wat maak jy maar man happy toe? Ja. Sy hoef net kaal daar met 'n sixpack op 'n dag en jy sê, Ja, ek meen 'n man het twee goed en dis die waarheid, dis realiteit. 'n Man het twee goed nodig in die lewe om gelukkig te wees. Let's be truthful. Hier is op video, ek mind nie, want dis die waarheid. People have to learn the truth about God. Ek sê dit nie, God sê dit. 'n Man het twee goed nodig. Hy moet gerespekteer word en hy het seks nodig. As jy gelukkig 'n man wil hê, keep it. Man, 'n man kan sonder kos gaan lank. Moenie sy kos van hom af weghou nie. 'n Vrou, wat het sy nodig? Oh, hell, you need a suitcase. Sy liefde, aandag, touch, Alles. haar ore moet gestreel word. Flippin' hell. But let me tell you something. Any man that is fulfilled in those two aspects, respect and the affection he gets from his wife, will give you everything you need. You know what the hard-sore thing of the world is today? Sorry, it's nou 'n ander topic, maar it's an amazing topic en moet op video kom. Die hartseer ding is, we're in a vicious cycle, where the women aren't acting like the biblical woman, and they say, as jy, those are their favorite words, as jy my aandag gee, as jy my vashou, as jy my liefde wys, as jy sit vir 2 ure en praat met my, as jy my emosioneels, dis 'n vrou se grootste stoeiplek hierdie emosionaliteit. As jy my emosioneel vervul, dan sal ek vir jou seks gee en respek gee. Vicious cycle this. What are you actually saying? God sê, jy moet hierdie vir die man gee. Dan is die man se plig. Luister, it's not the other way around. Biblically it's this way.
respect the man as head of the home, show him love and affection, then the man he has the command from God to protect this woman, to love this woman, to show this woman he's there for her, to talk to her. As ek vir 3 dae nie seks kry nie, moenie verwag ek gaan lekker praat met jou nie. Wait, let's go further. That's not me saying this, that is doctors saying this. Ek like nie eers dokters nie, ek nie dat ek hulle nie like nie, ek like nie hulle praktyk nie, ek gaan sien hulle nie, so verstaan my mooi, ek like dokters, ek het vriende. Maar doctors say, within 72 hours of a man not getting relief, there's something that, ek kan nie onthou wat is dit wat afskei in 'n man nie. Ek kan nie onthou wat dit is nie, maar dit maak 'n man letterlik geïrriteerd en kwaad. You are fighting a battle inside, and the only way this battle can be sorted out is nie by blou pille en alles nie. Dis by 'n vrou wat vir hom gee wat hy nodig het. When the two come together, you fulfill each other. When one withdraws any of the two, there's a division. And when you bring the division between two people, what follows? You're opening the door to all kinds of problems. So hierdie mans en vrouens wat so uitmekaar uitgaan en goed, you're making your problems more and worse. God's way of sorting out a problem is confrontational. Fight for what you want. Sit en praat. Sit en sort dit uit, maar jy hardloop nie weg nie. You don't run away, because then my thing with this is, then allow God to run away from you. If you want to sort the problem out this way, tell God, you leave me alone as well, like I left that person alone. I want to see you handle that one. Ek wil sien hoe hanteer jy dit. Sometimes, and I said it and I'm finishing off for the 7th time, sien nou het ek 7 keer klaar. Dis jou skuld, Frans, maar partykeer het ons net nodig dat God ons hanteer soos ons ander hanteer. You know who hurts people the most? The people closest to each other. Die mense naast aan mekaar. The husband with the wife with the husband, the father and children, the mother and children. Dis die mense wat mense die meeste seer maak. Ons het nie vyande buite nodig nie, ons doen ons sommer in ons huise, man. Ons doen die duiwelse werk vir hom. Ek weet dis nie julle, kom ons bid. Lord, we want to thank you for this message this morning, this great discussion we've had. Here, dankie dat u hier was. U was in hierdie plek. Vader, u het hier kom oorneem. U het gelei waarna toe u wil. You took this conversation, this meeting, this church service towards the right direction you wanted it. Father, everybody that hears it, let them learn from this, Father. Become Christians. Not people that call themselves Christians, but people that live the life of a Christ-like person. Help ons, Heilige Gees, lei ons, leer ons, wees saam met almal waar hulle is, Vader. Laat hulle besef, hierdie is die plek om te wees, hulle het vanoggend uitgemis in 'n amazing boodskap en tyd saam met u. Here, dankie dat u hand op alles hier was en op elke persoon. Dankie vir hierdie pragtige mense wat vanoggend bymekaar gekom het, dat ons as familie mekaar kan geniet. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. My